Goeiemiddag luisteraars. Hier langs my sit 'n wonderlike juffrou wat saam met my by Letty Forsie werk, Jeannie Pieterse. Jeannie, baie welkom by Millie FM. Dit is so lekker dat jy ook hier langs my sit by die ateljee. Dankie Sherry, baie dankie vir hierdie geleentheid. Gaan sommer net so 'n bietjie van myself vertel. Ek is Jeannie Pieterse en ek is 'n onderwyseres by Letty Forsie skool. Ek's nou die afgelope 8 jaar daar, waarvan ek 6 jaar by die kleintjies was, wat die ouderdomme tussen 9 en 11 jaar was. En die laaste 2 jaar is ek in die verbruikersklas by die voedselproduksiekant, of soos wat die ouer mense dit nou al ken as huishoudkunde. En daar leer ek die dogters tussen 14 en 18 jaar om bietjie kos te maak. So ja. Nou geniet hulle dit baie keer. Baie. Ja, hulle geniet dit baie. Ja, dit is vir baie van hulle leer hulle met interessante kosse te doen wat hulle nooit van tevore regtig meer te doen sal kry nie. So bietjie iets anders as die gewone. Ja. Kan jy nie vertel vir my, hoekom het jy gekies om met kinders met spesiale onderwysbehoeftes te werk en wat maak jy werk by Letty Forsie vir jou besonders? Eerlik, Sherry, ek het nie die beroep gekies nie, ek dink die beroep het my gekies. My pad het 8 jaar terug met Letty Forsie skool gekruis en spesiale onderwys het nog altyd 'n interessante manier of wyse in ons familie 'n rol gespeel. My ma het by Felicitas skool gehou en die laaste 15 jaar van haar onderwysloopbaan het sy die spesiale klas gehad. En my ouma het vir 28 jaar was sy by die spesiale klas gewees in Otjiwarongo gewees. So ja, op 'n vreemde wyse was spesiale onderwys maar nog altyd deel van ons familie gewees en soos ek het nie self gekies nie, dit het my op die uiteinde van die dag gekies en ek is bitterlik gelukkig waar ek is. En toe jy nou vir die eerste keer by Letty Forsie werk met regtig gestremde kinders, het jy geskrik? Hoe het jy gereageer? Jong Janie, jy kom daar in met 'n prentjie in jou kop tot jy daar kom en dan sien jy, jy's my, hierdie kinders is nie so erg nie, want almal het hierdie van, dis 'n gestremde kind en jy moet, ek sê jy moet bang wees nie, maar jy skrikkerig en dan kom jy daar en sien, maar dis glad nie so nie. Die kinders is net daar om liefde, hulle wil net liefde hê en ja, so dit was glad nie, ja, jy kom ook daar aan met jy's bang, maar glad nie my ervaring wat ek toe beleef het nie. Ja. Nou Jeannie, hoe is dit anders om by 'n skool vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes skool te hou as by ander skole? Sherry, ek dink nie dit maak saak by watter skool jy is nie. Elke skool of elke opset het sy eie uitdagings, maar ek dink by ons is dit meestal die uitdagings wat ons het is dis meer emosioneel en uitdagend en uitputtend en ons het regtig baie ouers wat nie betrokke is nie. So jy is heeltemal 'n ondersteuningsbasis vir die kind self. Maar aan die einde van die dag is dit alles die moeite werd as jy die glimlag op daai kinders se gesiggies sien en sien hoe bly hulle is en die kleinste dingetjies wat jy doen wat 'n verskil dit vir hulle maak. Ja. Ek kan ook eens by Nasionale Down Syndroom Dag. Dis die belangrikste dag in ons Down Syndroom kindertjies se lewens. So, Jeannie, wat beteken Nasionale Down Syndroom Dag vir die skool en wat doen julle om hierdie dag te vier? Okay, ons by Letty Forsie ondersteun Nasionale Down Syndroom Dag deur plakkers of stickers te verkoop teen R20 'n sticker en dan met die opbrengs wat ons daarvan maak, skenk ons weer 'n gedeelte terug aan Down Syndroom Nasionaal. En selfs op die dag, die 20ste Oktober, bederf ons dan die leerders, ons spesiale Down Syndroom leerders, word dan bederf met ietsie spesiaals daardie dag. So indien enigiemand wil betrokke raak, of indien enigiemand wil 'n sticker koop, kan hulle my enige tyd kontak by 084-615-4302. Asseblief vir my, is daar enige aktiwiteit wat ons daardie dag gaan doen met die kinders? Ja, ons gaan vir hulle net die dag, veral vir die Downsie dag lekker maak. Ons beplan om te kyk om vir elke leerder in die skool 'n ysie te kan gee en dan soos ek gesê het vir die Downsie se ietsie ekstra te gee want is tog immers hulle dag op die uiteinde van die dag. Ja. Maar dit klink nogal baie lekker. Ja. Nou Jeannie, wat dink jy is die belangrikste ding wat mense moet weet oor kinders met Down syndroom? Sherry, uit my ervaring uit kan ek vir jou sê, hulle is baie eerlik en hulle is baie liefdevol en hulle het baie liefde om te gee. Ja. So ja, ek sal sê jy moet net weet, jy moenie bang wees vir, jy het glad nie nodig om bang te wees vir 'n Downsie nie. Hulle wil regtig, hulle wil vir jou net liefde gee. Ja, as hulle 'n drukkie kan kry, is hulle op hulle gelukkigste. Okay, nou leer jy soms self by die kinders met Down syndroom en ander spesiale onderwysbehoeftes in jou klas? Ja nee, verseker. Jy kyk, soos jy sê, jy is nooit oud om iets te leer nie. Hulle leer jy om weer die klein dingetjies in die lewe raak te sien en om baie keer dit wat ons vanselfsprekend sien of vanselfsprekend vat te
waardeer en ja, en jy besef net om stil te raak en jy is dankie te sê vir dit wat jy het. Ja. Nee, ons leer verseker elke dag baie by En hulle. hulle as hulle iets reg gekry het, hoe reageer hulle daarop? Nee, hulle is buite hulle self. Hulle kan nie glo dit is iets wat altyd nie binne hulle vermoë was nie, kon hulle iets reg kry. Dit is ja, hulle is Ja, maar partykeer maak hulle ook foute. Hoe reageer op hulle op hulle foute as hulle nou 'n fout begaan het? as indien hulle 'n fout gemaak het, sal ek sê jy kan dit sien, maar mens moedig hulle aan om te sê maar probeer weer. Moenie nou moed verloor nie. Jy weet jy het nog 'n kans. Jy het altyd nog 'n kans. So probeer net weer. Ja. Ja. Nou, Jeannie, hoe kan ons luisteraars, mense met Down-sindroom en ander intellektuele gestremthede en hulle ouers beter ondersteun? Ek sal sê raak betrokke by jou kind of raak betrokke by die kind in die gemeenskap. Leer jou kind soveel as moontlike basiese vaardighede aan. Gee vir die kind 'n verantwoordelikheid. Die kind moet self kan aantrek. Die kind moet vir hom 'n broodjie vir hom of haar broodjie kan maak. Maak nie saak, dit hoef nie presies te wees volgens jou standaarde nie. Maak jou bed op as jy in die oggende opgestaan het, maar daai leerder moet 'n rede hê hoekom hulle wil opstaan in die oggend en 'n verantwoordelikheid hê. Want die oomblik as hulle 'n verantwoordelikheid het, dan gaan hulle verantwoordelikheid hê om te kan opstaan in die oggende en 'n doel hê om te kan lewe. Ja. Ja, so Jeannie, wat is jou droom vir kinders met Down-sindroom en ander leergestremthede in die samelewing? Sherry, ek sal sê dit is dat hulle net aanvaar moet word in die samelewing. Ons is vandag in so ek wil sê donker samelewing waar niemand wil die son oor iemand laat skyn nie en ek sal sê net om my kindertjies te aanvaar en ek kan sê hoor jy het 'n plekjie in die son en jy moet dit wees. Die Here het 'n doel met jou lewe. Ja. So dit sal regtig uit en uit wees wat ek ja. Ja. En dan kan jy 'n mooi of spesiale ervaring deel wat jy al met 'n leerder met Down-sindroom gedeel het. Jy sien, daar is al so baie wat ek ervaar het, maar die een wat vir my uitstaan is ek was nog nie te lank gewees by Letty Forsie nie en een van die leerders in die ander klasse verjaar en hulle stuur toe vir my 'n cupcake. En ek sit die cupcake op my tafel neer en ek's uit die klas uit en ek kom weer in. Ek sien maar hier so 'n vingerpunt in die versiersuiker ingedruk, maar ek los dit. Ek is weer besig en ek gaan gou uit die klas uit en ek terugkom so maar my cupcake is weg en daar's net een Downs leerdertjie in my klas gewees en haar hele mond is so spierwit van die versiersuiker regom en ek soos Sissie, het jy my cupcake geëet? Ja juffrou, was baie lekker gewees. So sonder om te huiwer of enigiets was hy baie eerlik om te sê sy het hom geëet en hy was baie lekker gewees. En is dalk 'n slegte ervaring? Yes, nee, ek wil eerlik sê nog nie eintlik wat ek as ek nou so vinnig moet die ding is mense onthou nie regtig slegte ervarings nie. Ja. Jy koester jou goeie ervarings en jy hou dit. Slegte ervarings. Jy sit my nou vinnig op die spot, maar ek moet vir eerlik sê ek kan nie dink nou heidaglik aan 'n slegte ervaring nie. Ja, ek dink ek nie aan slegte ervarings nie. Ja. Mens fokus mos maar op die positiewe, né? Ja. Ja. Nou Jeannie, watter laaste boodskap wil jy graag vandag deel met ouers of families wat 'n kind met Down-sindroom het? Ek sal sê hulle moet net weet dit is nie 'n straf nie. En jy het niks verkeerd gedoen as jy met 'n leerder sit met Down-sindroom nie. Ek sal sê dis 'n seëning. Jy moet die glas sien as halfvol, want ons kan so baie by hulle of selfs by jou. Ons kan so baie by julle leer. Ja, so ek sê net om weer stil te staan en waardeer die dinge wat jy het. En baie goed wat ons van selfsprekend vat, wat hulle sal wat wil gee om te kan doen. Ja. So ja, nee, ondersteun hulle en wees net lief vir hulle. En wat as jy nou terugkyk sien maar die kinders gaan nou die skool verlaat ek weet ons skool se kinders verlaat pas op die ouderdom van 18. So, wat wil jy vir hulle sê? Wat moet hulle vat as hulle eendag uit die skool uitgaan? Jy moet tog 'n sin vir verantwoordelikheid saamvat en dan sal ek sê in alles wat jy doen of alles wat jy aanpak, gee net jou beste. As jy jou beste gegee het, dan weet jy gaan 'n sukses van dit maak. Ja. En niemand kan nooit vir jou sê maar jy moes harder probeer het nie. Ja. So gee net jou beste in wat ook al jy aanpak. Ja. So ek dra dit op aan Liewe Jesus, want Liewe Jesus het ons Down-sindroom mensies gemaak net soos ons is. En Jeannie, baie dankie dat jy hier in die ateljee kom sit het, dat jy jou storie met ons kom deel het. En ek sien bitter uit om te sien wat gaan ons alles beplan vir Nasionale Down-sindroom Dag. Ag Sherry, baie dankie vir die geleentheid. En ook dankie vir die verskil wat jy maak vir al die Downsies daar buite. Dis baie lief vir jou, hoor. Baie dankie.